Right, so, Liqui Moly doen nie net olie en additives in daai goed nie. Hulle het 'n klomp lekker speelgoed ook, wat seker maak, dat nommer 1 jou workshop, either op die plaas, of in die stad, of waar ook al, kan next level maak, Nou Charlie gaan my 'n bietjie meer, hy vertel nou vir my al sy secrets, hoe hy nou die besigheid doen hierso, Gaan my gou 'n bietjie wys hoe werk die goeters. Hy het onder andere een van daai, ek noem dit 'n tornado gun, maar 'n tornador dink ek, Hy is al 5 jaar oud, kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk hierdie besigheid, dat daai by die, jy weet, brrr, daar, die headlinings en daai goeters skoonmaak. So kom ons luister 'n bietjie, en dan gaan hy ons so 'n bietjie deurvat, en sy masjiene wys van Liqui Moly, en hoe hy seker maak, laat as jou kar hiernatoe kom, dan gaan hy reg hier vanaf. Charlie, hoe lyk dit? Super goed, jy? Nee, aan die gang. Dis mooi. Right, okay, so jy sê, jy doen nie net Liqui Moly se olies en die goeders, jy like jy speel goed ook. Ja, Liqui Moly het 'n groot verskeidenheid. So, ek sê altyd, die kliënt weet die kwaliteit wat ons doen om die regte filters en olie en goed in sy voertuig in te sit. Maar, as hy sy voertuig kom haal, en hy klim in die kar, en sy kar ryk lekker vars, het Liqui Moly 'n produk vir jou. So ons sit met elke service, sit ons so 'n produk binne in sy voertuig in. En selfs as jy sy ruitwater spuit, dan is daar lekker seep in en dit ryk lekker vars. Dis die klein goedjies wat Liqui Moly het om jou workshop net daai klein bietjie te lig. Boor almal want baie workshops doen maar baie dieselfde goed, of is veronderstel om almal dieselfde goed te doen. Maar is daai klein goedjies wat die kliënt sien, wat die ander dalk nie doen. En kyk, jy het nou, so, ons het nou, as jy hom klaar skoon gemaak, dan maak jy hom nou vars, maar om by die skoonmaak te kom, jy sê, hierdie ouetjie het jy nou al, omtrent 5 jaar, Ja, hy kom al van my begin daar af, en daai ding het al baie dakke skoongemaak, en sitplekke, en ek is nie 100% seker hoe hy werk nie, maar hy werk. Die manier hoe hulle my verduidelik het, iets van 'n cone en 'n vacuum en Formule 1 lig. Ja, maar ek het die mense se monde hang oop hoe skoon daai ding 'n rooflining kan maak. En ja. En jy weet veral trekkers, stroopers, daai tipe van goeders, want dit is dit wat jy nou nie en 'n rooflining is 'n materiaal wat jy nie regtig kan vryf nie. So jy kan nie 'n ding spuit op hom en hom afvryf nie. So die produk werk soos 'n bom, want anders dan maak hy mos nou wolletjies as jy hom vryf. En dan hier regs van my is die silinders en goeders wat hier so staan. Wat gaan hier aan? So dis maar net waar ons ou olie, so as ons die olies uit die voertuie uithaal, dan gooi jy dit daarin en dit word dan gepomp binne in reservoirs uit wat hulle kom haal. Okay, en dan het jy gesê jy het nog 'n paar ander speelgoed ook hierso van hulle. Wys my 'n bietjie. So kom ek wys jou hier. Right, hierdie noem hulle die Jetronic masjien. Yes. So, dis die masjien wat ons jou dieselkant van jou voertuie kan skoonmaak, asook die petrol. So wat jy kan ek sê, dis ook jou mees aggressiefste injector cleaner wat jy kry. So jy koppel die fuel van die voertuig af, of dit nou diesel of petrol is, maak nie saakie. En dan stel jy hom nou op sy druk waar hy moet wees, en dan idle daai spesifieke voertuig dan op die produk wat nou skoonmaak. Hierdie is die diesel ene. So hy maak dan jou diesel skoon tot, so hy idle so, hang nou maar af hoeveel silinders daar is, maar so tussen 'n halfuur na 45 minute toe op daai spesifieke produk. So dan maak jy nou vir hom skoon. Dis nie nou net daai ene wat jy net die botteltjie daar by die diesel gooi en hom. Nee. So dan dit is nou hoe kan ek sê, dit is nou as jy hom skoon on the rocks vat, daar kom nie nog coke by nie, Presies. So daai behoort dan, dit wat kan skoonkom, behoort dan skoon te kom met daai produk. En dan het hy 'n ander gedeelte ook, hierdie is die intake gedeelte. So hy maak die intake van jou voertuig skoon. So jy het mos nou altyd oliedamp wat van jou tappet cover afkom, wat deur jou intake stelsel beweeg. En dit maak aanpaksel op jou intake gedeelte. Die produk gooi jy dan hier in, en hy word dan deur hierdie kraantjie beheer, wat dan met vacuum getrek word deur die stelsel. Dit vat ook so rondom 10 minute,
en dan maak jy ook jou hele intake gedeelte skoon. So die ouens, Liquid Moly ouens het gehoor praat van elke 10.000 kilos, maar ek dink om dit elke tweede diens te doen, gaan jy dalk baie probleme uitstel vir jouself. Kom ons sê op my trekkers, nê? Wil ek praat net dalk nie noodwendig, dalk is die diesel een 'n bietjie overkill, maar ek meen jou intake van jou trekkers is altyd daar goed is in die stof. Dis altyd sal dit iets wees wat dalk met elke diens die moeite werd sal wees om hom net deur te hardloop en 'n half standaard praktyk te maak. So ek dink jy gaan ek dink dit gaan net 'n voordeel vir jou wees. En daai produk is nie 'n baie duur produkkie. Maar jy moet onthou daar behoort nie eintlik stof binne in jou intake te wees. Yes. So dit is eintlik maar net 'n tipe van 'n oliedam. So baie ons gaan nou redeneer, nee, ag, maar die olie gaan in elk geval daar by die intake en dan loop hy sommer so 'n bietjie beter sonder nou nie so baie diesel nodig nie. Maar dis nie heeltemal, ek meen die intake moet tog skoon wees om sekere jy tog temperature sensors en goed wat ook op jou intake sit wat moet skoon wees om reg te werk. Ja, en seker te maak dat ek meen want daai goeders meet op 'n spesifieke manier en dan is daar sekere verstellings wat seker maak dat jou engine optimaal onder sekere omstandighede hardloop en so voort. So weer eens, hoe nieter die tipe engines is, hoe meer sensors en goed het jy wat als werk met die efficiency van die engine. Hoe skoner die goed is, hoe meer efficient loop jou engine. Met jou en dan daar agter jou staan 'n groot stofsuier. Hierdie is eintlik 'n baie nice masjien. Hierdie masjien doen ons outomatiese radkasolies mee. So meeste van die karre deesdae of baie van hulle raak outomaties. Ja. So wel, kom ons stel dit so as ek met klats trap, is ek nie meer vol giggels om te ry nie, hoor. Presies. So jy sal altyd hoor van 'n lifetime olie. Nou dit is nou gemors om te begin. Jy gaan my nou nie glo nie, nê. Ek het vooroggend, nê, 'n pad hiernatoe 'n video gesit en luister wat hulle praat van spesifiek ZF gearboxe wat uitkom met 'n lifetime olie. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n lifetime olie nie. Vandag leer ek baie, ek luister. 'n Lifetime olie beteken die lifetime van die warranty. Ja. So as jou warranty verval, het jou lifetime ook verval op daai spesifieke olie. So die Duitsers sê elke 60.000 kilos is jy veronderstel om die outomatiese radkasolie af te tap. Deur die masjien, kyk hierdie masjien haal hom uit en hy sit hom in. So jou voertuig idle, want jy het jou torque converter wat vol olie is, jy het jou koeler wat vol olie is. So die bietjie wat in jou radkas is maar 3 liter byvoorbeeld. Ja. Waar die voertuig eintlik 10 of 12 liter olie vat. So die masjien is gemaak om 'n flush te doen, om die olies dan uit te haal en dan die regte hoeveelheid in te sit op dieselfde. En So hy doen basic dialyse hierso. Nee, ons doen dialyse vir 'n radkas. Presies. So ja, ek dink dis 'n produk wat baie workshops nog nie het nie, maar dis 'n produk wat gaan baie gebruik word in die volgende paar jaar. So my bakkie het nou 160.000 kilos op, né? En ek weet nog, ek het hom extended warranty gevat tot op 200.000 kilos. En ek weet nie of hulle al ooit by die agente actually olie vervang het nie. Ek dink nog nie ons het nie. Man, ek weet nie wat sy brand jy ry nie, maar sekere van hulle het 'n service op dit, maar hulle tap net die sump gedeelte af. Wat seker nie 'n fout is, jy gaan tog 'n nuwe hoeveelheid olie insit, so jy gaan tog die lewe van jou olie so bietjie rek. Maar nou sit jy 3 liter olie saam met 7 liter vuil olie. So dit lig jou olie se leeftyd 'n bietjie. Om terug te kom na die om die drankmetafoor te gebruik, nou sit jy nog steeds met 'n single daarso. Ja. So dit is beter om die olie heel uit te haal. Ons doen dit so, jy doen 'n gewone oil flush, sê net maar met jou eerste 2 services en dan op jou derde en haal as die sampie af en jy het 'n filter ook daar. En daai filter word dan uitgehaal en 'n nuwe filter ingesit. Dan word die samp skoon gemaak. En jy sal nie glo hoeveel vuil goed kom binne in daai olie uit nie. Baie van hierdie services wat ons hier doen, se radkasolie lyk soos engine olie. So donker is daai olie. En dis eintlik veronderstel om of wel 'n rooi of 'n deurskynende olie te Ek wees. dink daar's 'n sekere fort wat dalk net hier ingeboek word. Kort voor lank. So ja, nee, dis So wat jy wil sê is vir die ouens is gaan vra jou handelaar of die ou wat jou ding dien spesifiek. Luister, het jy daai olie vervang en as jy sê elke 60.000
moet jy eintlik maar kyk om hom dan nou net 'n bietjie te swap. Kyk, daar sal nou seker maar verskillende, kan ek sê, party sal 80 wees, party sal 100,000 wees. Maar jy gaan dit moet vervang ergens. Daar's nie 'n ding soos 'n lifetime olie nie. En kan ek sê daar is dalk, maar hulle vertel nie vir jou hoe lank die lifetime is. Dis hulle lifetime is mos nou so hoe lank is 'n stukkie tou, nê. Nee. Right, so dan jy sê dat Liqui Moly, dan kan ek wie ook al so 'n masjien het of as jy genoeg goed het, dan kan jy sommer self 'n masjien koop. Ja. En sê gou vir my, en dit is spesifiek meer op die voertuie, die nuwe outomatiese voertuie en daai goeters. Hy gaan nou nie noodwendig op my trekker dieselfde job kan doen nie. Daarso vervang ek maar net olie op die ou tradisionele manier. Ja, kyk, as ek is nou nie so expert op die trekkers nie, maar as ek het ry, trekkers het maar gewone SAMs waar jy aftap met strainer filters en so aan. Wat ook intervalle het wat moet gedoen word. Maar ja, ons gaan nou nie die trekker dialyse kan gee waarskynlik. Dit sal gevaarlik wees om maar in te gaan. Charlie, luister hier, baie dankie. Baie insiggewend en geluk met wat jy hier doen. Ek love it. Dit is vir my awesome. Baie dankie, Chubby, waardeer dit. Right, dit is Charlie hierso van Charlie Lou Motors, nê. So ja, nie net doen hulle die workshop hierso waar hulle suspensions insit, hierdie is mos Ironman, nee, suspensions. Ja, ons doen verskillende soorte. Verskillende soorte, onder andere die Ironman en daai goeters. En maar ook as jy Hopetown area is, weet jy nou, jy kan met 'n geruste hart jou kar hiernatoe bring. En so Hilux sal hom nog bietjie sagter laat ry ook, of 'n cruiser. En dan kan jy weet, jy gebruik Liqui Moly, so die ding gaan loop. So linkie bo of hier onder. As jy belangstel in enigeen van hierdie goeters, is altyd lekker om te sien as die ouens goed werk. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.